by Romeine hoofstuk 15, ons kyk vanoggend vir die laaste keer na hoofstuk 15, en volgende week as die Here wil, dan kyk ons na hoofstuk 16, en dit sal waarskynlik omtrent 3 of so preke wees, waarskynlik, ek is nog nie by die plek waar ek regtig kan sê nie, ons kyk vanoggend na Romeine 15 vers 22 tot 33. Paulus sê aan die gemeente in Rome, daarom is ek ook elke keer verhinder om na julle te kom, maar nou dat ek geen plek meer het in hierdie streke nie, en al baie jare die begeerte het om na julle te kom, sal ek na julle kom wanneer ek na Spanje reis. Want ek hoop om julle op my deurreis te sien en deur julle daarheen voortgehelp te word, as ek eers 'n tyd lank by julle geniet het. Maar nou reis ek na Jerusalem in diens van die heiliges, want Macedonië en Argaïe het dit goed gevind om iets by te dra vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Hulle het dit goed gevind, sê ek, en hulle is ook hul skuldenaars, want as die heidene deel gekry het aan die geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoffelike goedere te dien. As ek dit volbring het, en vir hulle hierdie vrug veilig oorgebring het, sal ek by julle langs na Spanje afreis. En ek weet dat as ek by julle kom, ek met die volle seën van die evangelie van Christus sal kom. Maar ek vermaan julle broeders by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees om saam met my in die gebede te stry vir my by God, dat ek verlos mag word van die ongehoorsame mense in Judea, en dat my diensbetoning aan Jerusalem aanneemlik mag wees vir die heiliges, sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my met julle kan verkoop. En die God van vrede sy met julle almal. Amen. Ons bid dat die Here vir ons sal help, dat ons ook sal begryp wat sy woord vir ons leer. Here, ons het u hulp nodig, die Heilige Gees nodig om vir ons te lei in die waarheid van die woord. En Here, daar is soveel dinge wat ons aandag aftrek, hierdie gebou is nie te warm, te koud nie. Die vensters, Here, is oop en die fans is aan, maar daar is maar 'n bietjie van 'n ongemak ook sekerlik. Maar behalwe vir dit, Here, is ons gevul met gedagtes van die beproewinge van hierdie wêreld. En so dis vir ons moeilik om vir 'n oomblik ons gedagtes weg te neem van die dinge van hierdie wêreld en te fokus op U. Dat U vir ons sal help, en dat ons dit juis ook nou sal doen. Amen. Paulus was 'n geweldige ywerige man. Ek dink enigiemand wat die Bybel lees kan dit sê. Hy was 'n man wat ook geweldig baie gelei het ter wille van Christus, deur groot vervolging gegaan het, en dit alles ter wille van die evangelie van Jesus Christus. Maar die interessantste ding vir my van dit alles is, Paulus, hierdie man wat hierdie geweldige lyding deurgegaan het, hy sien kans vir nog, is dit nie? Solank as wat daar werk is om te doen, is Paulus bereid om te werk, en solank as wat daar lyding sou wees om daardie werk te doen, is hy bereid om die lyding te verdra. Nou presies hoe hy sal ontvang word in die plekke waarheen hy beplan om te gaan, dis onseker vir Paulus, maar dit maak nie vir hom saak nie, want die Here het hom geroep om 'n werk te doen. Die Here het hom geroep om 'n werk te doen, en hy is verbind om daardie werk te doen. Ek dink daar's baie vir ons om te leer in sy commitment, en sy verbintenis aan die werk van die Here. Maar die oorhoofse fokus van ons teks is eintlik hierdie begeerte wat Paulus het om die gemeente in Rome te besoek. Van al die dinge wat hy graag wil doen, die kern van dit wat hy hier vir ons in die brief skryf,
in hierdie gedeelte van die teks is, ek wil graag vir julle kom kuier. Op die oomblik is Paulus in Korinthe, hy is op pad na Jerusalem toe, en as hy daar by Jerusalem wegkom, dan is sy beplanning om vinnig vlugtig, baie vlugtig by hulle in Rome te kom kuier, voordat hy na Spanje vertrek om die evangelie weer daar te verkondig. En so ons fokus vanoggend, soos julle kan sien, Paulus se hart en bedieningsplanne, en dit moet vir ons 'n aanmoediging wees om ywerig te volhard in die werk van die Here. Die eerste ding wat ek wil hê ons moet sien uit daai teks is hierdie begeerte wat hy het om Rome te bedien. Vers 22 tot 24. 'n begeerte om Rome te bedien. Tot nou toe weet ons, Paulus kon nie in Rome gekom het nie, né? Maar hy reken dat dinge nou so sal uitwerk dat hy binnekort by hulle sal kan gaan kuier. En daar's 'n paar dinge wat hom oortuig dat dinge nou so sal uitwerk. 'n Paar dinge wat besig is om te gebeur of in sy beplanning is wat die kans dat hy in Rome gaan uitkom moontlik maak. Die eerste ding is, hy sê daar in vers 23a, dat sy taak is nou vervul waar hy is. Hy sê, ek het geen plek meer in hierdie streke nie. So, sy apostoliese werk, soos ons laasweek gesien het, al die pad van Jerusalem tot Illyricum, daar het hy die evangelie verkondig en kerke geplant. Ander mense natuurlik moet die werk van hom af oorvat in daai opsig. Paulus sê in Romeine 15 vers 20 wat ons laasweek na gekyk het, ek het my eer daarin gestel om die evangelie te verkondig, nie waar Christus al reeds bekend was nie, om nie op die fundament van 'n ander te bou nie. So, dit was sy fokus. Hy het gegaan na 'n onbereikte land, of 'n onbereikte dorp, dan het hy die evangelie gedeel, daar het mense tot bekering gekom, enkeles wat tot bekering gekom het, hy het 'n kerk begin, en dan het hy die werk oorgegee vir iemand anders, 'n predikant wat by hom sou oorvat, en hy het beweeg na die volgende stap. En sê Paulus, het hy laasweek al vir ons gesê, my taak in daardie areas vervul, ek het nou nie meer plek hier, waar ek my apostoliese werk kan doen. Die tweede ding wat ek dink duidelik is hier, is dat hy hierdie verlange het. Dis die ding wat Paulus die sekerheid gee dat hy by Rome sal uitkom, is dat hy het 'n verlange om hulle te sien. Vers 23b, Paulus sê dat hy al jare lank begeer om na hulle toe te kom. Hy het dit eintlik al reeds gesê in Romeine 1 vers 11, dat ek verlang om julle te sien, om onder julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word, sê hy daar. Maar sê hy in vers 22 van ons teks, elke keer is ek verwonder om na julle toe te kom. En nou, uiteindelik is dit sy hoop, dit wil voorkom asof daar nou dinge so sal uitwerk dat hy sal kan kom. Die derde ding wat hom 'n sekerheid gee dat hy by hulle sal uitkom, is dat hy is op pad na Spanje toe. Op pad na Spanje, en hy hoop om hulle te besoek op pad, terwyl hy op reis is, op pad na Spanje toe. Vers 24a, wanneer ek na Spanje toe gaan, dan hoop ek om julle op die deurreis te sien, sê hy, op pad na Spanje. Nou onthou vir 'n oomblik hier, Paulus is geroep as 'n apostel. Met ander woorde, sy werk is nie om mense te bedien wat reeds bedien is nie. Sy werk is om 'n kerk te plant en aan te beweeg. Die gemeente in Rome is deur iemand anders geplant. Die gemeente in Rome is reeds 'n bestaande en 'n floreerende gemeente. So daar's eintlik geen rede vir Paulus om na hulle toe te gaan nie, behalwe vir sy hart. En so dis die rede hoekom hy is lief vir hulle, hy is besorgd vir hulle, maar terselfdertyd kan hy nie te veel tyd daar spandeer nie, want dis nie sy roeping. Hy wil 'n tyd lank by hulle geniet, sê hy in vers 24c. En vierdens dan, die rede hoekom hy seker is, hy sal by hulle kan verbykom, is omdat hy hoop het dat hulle hom sal ondersteun. Dit sê daar in vers 24b, dat hy hoop dat hulle sal hom kan ondersteun vir sy werk in Spanje, dat hulle hom sal aanhelp
om daardie werk te doen. En dit bedoel hy nie net wanneer hy dit sê, ek hoop julle gaan vir my bid nie. Dit praat hier spesifiek van finansiële of fisiese voorsiening, sodat hy kan voortgaan met die werk van die evangelie. Dit praat van kos en klere en die voorsiening van ander dinge ook. Hoe weet ek dit? Want die woord wat hier gebruik word in die Grieks, is dieselfde woord wat in Titus hoofstuk 3 vers 13 gebruik word, waar Paulus sê, om seker te maak dat hulle aan niks ontbreek nie. Dieselfde woord, 3 Johannes 1 vers 6 tot 7, om te sê dat ons moet mense uitstuur op 'n godwaardige wyse. Broer en suster, vriende, ons moet onthou, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die werk van die Here. Dis nie net evangelieverkondigers nie. En dis nie net vir Paulus wat hulle moet voorsien nie. Die gedagte is nie net voorsien vir my nie, maar voorsien ook vir hulle wat ek gaan bedien. Is wat Paulus in gedagte. Nou ek is dankbaar vir die voorsiening van hierdie gemeente aan my. Maar kom ons vergeet nie, daar is evangeliebedieners daar buitekant, sendelinge, evangeliste, wat afhanklik is van die goedhartigheid van ander. Goedhartigheid van individue, maar ook van gemeentes. Nou ek dink Paulus het hoop gehad dat hierdie gemeente hom op 'n gereelde basis sou ondersteun. Ek kan dit nie uit die teks uit vir ons sê nie, maar ek dink daar is implikasie dat hy dit gehoop het. Ons weet dat die gemeente in Filippi, volgens Filippense 4 vers 14 tot 15, dat die gemeente in Filippi het hom ondersteun, maar daar was duidelik nog 'n gebrek, 'n behoefte by Paulus om die werk te kan voortsit. Die ding wat ons moet verstaan, Paulus het lankal begeer om hierdie gemeente te sien, om by hulle te kom besoek. En die rede is grootliks dat hy wil vir hulle tot seën wees, maar in dieselfde asem is die hoop dat hulle ook vir hom tot seën sal wees. En ek kan getuig in my bediening ook hier onder julle en elders, dat terwyl ek hoop dat ek vir ander 'n seën kan wees, was ander nog altyd ook 'n seën vir my. Ek was veronderstel om hierdie week na Dominee Lionel te gaan, om hom te gaan besoek, soos julle weet. En hoekom? Nie net omdat ek hom wil gaan bemoedig nie, maar omdat ek elke keer as ek by hom stap, sê altyd as ek by Dominee Lionel kuier, dan weet ek nie wie besoek vir wie nie. Want ek is so bemoedig as ek daar wegstap. Nou, julle weet dit het nou nie uitgewerk nie, ek gaan hom nou hierdie week sien, voordat ek vir Tainela gaan kuier. Maar dieselfde ding toe ek by Sarah hulle gekuier het. Toe ek by Mariaan gekuier het, Sondag, waar is jy? Daar is jy agter. Die verantwoordelikheid wat ons het om mekaar te bemoedig en te versterk. Dis hoe dit hoort. Ons moet verlang om mekaar te sien, ons moet soek vir 'n geleentheid, hoe kan ons vir mekaar 'n seën wees? Ek hoop nie ons beland ooit in die posisie waar Paulus is, waar hy vir jare lank begeer om hierdie mense te sien en nooit die geleentheid eers gegee is om hulle te sien. Maar die wonderlikste ding vir my is, ten spyte van hierdie jarelange dinge en alles wat in die pad geval het, die begeerte bly warm, is dit. Ek wil julle so graag sien. Ek wil so graag tyd by julle spandeer. Tweedens wil ek jy ons moet sien die belang om Jerusalem te bemoedig. En dit sien ons aan vers 25 tot 27. Paulus het 'n belang om Jerusalem te bemoedig. Voordat hy die gemeente in Rome kan besoek, moet hy eers Jerusalem toe gaan. En die implikasie van dit wat hy in vers 25 sê, is ek is eintlik amper op pad. Ek is amper besig om my voete in die regte rigting te stoot. Dis die volgende ding op my agenda, en die rede hoekom hy Jerusalem wil gaan besoek, is nie 'n klein saak nie. Vers 26 sê, Macedonië en Argaïe het dit goed gevind
om iets vir die armes in Jerusalem by te dra. Nou in Handelinge hoofstuk 11, vers 27 tot 29 het Agabus geskryf dat daar 'n erge hongersnood sal wees, profesie gemaak dat daar erge hongersnood in Judea sou wees. So dis moontlik dat dit intussen gekom het, maar uit Handelinge hoofstuk 2 en Handelinge hoofstuk 4 weet ons, en hierdie is 'n belangrike beginsel, ons weet uit Handelinge 2, ons weet uit Handelinge 4, dat die gelowiges in die gemeentes het vrylik onder mekaar gedeel. Hulle het alles in gemeen gehad in daardie tyd. En hoekom is dit belangrik? Want die woord wat hier in vers 26 vertaal word met bygedra, die gemeentes het bygedra vir hulle in Jerusalem. Die Griekse woord wat daar gebruik word is die woord, ons ken daai woord, koinonia. Koinonia. En koinonia beteken eenvoudig om alles in gemeen te hê. Nou ek weet daar's baie beproewinge en probleme met die hele konsep van dit. En daar's baie maniere waarop dit verkeerd toegepas is in die geskiedenis ook, maar ek dink nie ons sien genoeg daarvan in die kerk deesdae nie. Hierdie gedagte van dra mekaar se laste. Dra mekaar se laste asof dit jou eie is. Hierdie gedagte van wees so besorgd soos wat jy sou wees oor jou eie kinders. Wees besorgd soos wat jy sou wees oor jou eie ouers. En hierdie besorgdheid en voorsiening van ander se nood was vir Paulus geweldig belangrik. Hoekom sê ek dit? Want Paulus skryf oor hierdie saak van ons met mekaar se laste dra. Hy skryf oor en oor van hierdie ding van ons met mekaar ondersteun in ons tye van nood. Hier in ons teks 1 Korintiërs hoofstuk 16 vers 1 tot 3, Galasiërs hoofstuk 2 en dan in 2 Korintiërs 2 hele hoofstukke wat hy spandeer aan hierdie ding van ons het nodig om vir mekaar om te gee en vir mekaar te sorg. Maar dit alles gesê, kom ons stap net vir 'n oomblik weg en sê, Paulus is op hierdie oomblik bereid om van Korinthe af al die pad Jerusalem 3200 kilometer te gaan. Net om dit wat die gemeente in Macedonië en Agarië vir Jerusalem te gee. Die erns van die omstandighede in Rome was so erg. En die belangrikheid om ander se behoeftes te bevredig was so erg, dat Paulus bereid was om hierdie reis te doen, terwille van dit en dit alleen. Dit gaan nie vir Paulus hier oor afstand nie, dit gaan nie vir Paulus oor ras nie. Alwaaroor dit vir Paulus gaan is, hier is 'n gelowige in nood. Dit gaan oor die broederskap van Christus. En dit maak ons, sê Paulus vir ons, dit maak ons verantwoordelik, vers 27, dit maak ons skuldenaars, sê Paulus. Nou kom ons vergeet nie, wat gebeur, nee? Macedonië en Argaïe, ons kan vir onsself uitwerk, dit was stede in die heidenasies. Jerusalem, die hoofstad van die Jode. Die heidene, soos Paulus dit stel hier in die teks, het deel gekry aan die voorregte van die Jode. En daarom is die heidene aan die Jode verskuldig, ook in die stoffelike dinge. Ons weet natuurlik die evangelie het van Jerusalem af uitgegaan, nee. Dis waar Jesus sy disippels vanaf uitgestuur, Johannes, Handelinge hoofstuk 1 vers 8. Jesus het sy disippels uitgestuur, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en tot in die eindhoeke van die wêreld.
Dit was voorspel dat dit is waar die evangelie vandaan sou uitgesprei het. Reeds in Jesaja 2, Jesaja 11, Jesaja 25, Jesaja 42, Jesaja 60. Oor en oor voorspel dat Jerusalem sou wees die plek waar hy die evangelie sou voortgaan. Jesus self sê in Johannes hoofstuk 4 vers 22 dat die verlossing sou kom uit die Jode. Daar is nie meer onderskeid tussen Jood en Griek nie. En in Suid-Afrika, broers en susters, daar is nie onderskeid tussen wit en swart nie. Maar in Christus is ons een. In Christus is ons een. Ek dink nie dis toevallig dat Paulus hierdie argument hier gebruik nie, want hy weet wat die probleem in die gemeente in Rome is, waarna ons die laaste hoeveel weke gekyk het. Hierdie verdeeldheid tussen Grieke en Jode in die gemeente. Hy het reeds in Romeine 11 gesê, dat verlossing het ook na die heidene gekom, en daarom moet die heidene nie arrogant of trots probeer wees nie, nie sodat hulle moet arrogant of trots wees nie, maar sodat hulle, Romeine 11 vers 18 tot 22, dat hulle almal vir mekaar tot groot seën kan wees. Romeine 11 vers 17, sê vir die heidene dat julle deel gekry van die wortel, die sap van die wortel van Isaai, van Israel. En so dit beteken hierdie gemeente het hulle verantwoordelikheid raak gesien. Hulle het hulle verantwoordelikheid raak gesien. Hulle broers in die geloof is in nood. En die heidene het bygedra terwille van die tekort in Jerusalem onder die Jode. Ons is weer terug by Koinonia, is ons nie. Weer terug by Koinonia, om mekaar se laste te dra. Ek hou eintlik van hoe die Grieks dit self dra, dit asof jy self ook 'n liggaam het. Asof jy self kan verstaan wat dit is om seer te hê in jou liggaam. Dink aan Gerard. Asof jy self ook 'n liggaam het en dit kan beleef wat Dominee Lionel op die oomblik beleef. Dink aan mekaar, dra mekaar se laste asof jy self ook 'n liggaam het. Totale medelee om mekaar te ondersteun en te voorsien in mekaar se nood waar dit moontlik is. Om mekaar vooruit te gaan in omgee. Ons ken die gebedslys. Ons ken die gebedslys. Ons weet wie siek, ons weet wie het uitdagings in die werksplek. Ons weet hier onder ons, weet geliefdes aan die dood afgestaan. Ons weet wie beleef finansiële nood. Dra mekaar se laste, asof jy self ook 'n liggaam het. Vraag is, dra by om hulle laste te verlig. Moedig hulle aan, bid vir hulle. En ja, soos wat dit moontlik is, ook finansiëel en fisies, maar wanneer ons hart reg is, ek beleef dit. As my hart reg is, dan is my beursie nie moeilik om oop te kry. Macedonië en Argaïe het vir Jerusalem bygedra. Hulle kon, die mense in Rome kan natuurlik nie vir Jerusalem bygedra het nie, want Paulus gaan eers Jerusalem toe voordat hy na hulle toe. So, selfs ou sou die mense in Rome wou bydra, daar's nie 'n manier wat hulle kon bydra vir die werk in Jerusalem nie. Maar Paulus sê, as ek by julle weggaan, waartoe gaan ek? Spanje. En daar is ook geleentheid vir julle om by te dra, en dis wat hy dan volgende oor praat. In ons derde punt vanoggend, hy beplan om Spanje te besoek. Vers 28 en 29, hy beplan om Spanje te besoek. Maar Paulus het nou vir ons die belangrikheid daarvan verduidelik om
genadegawes te gee en ander gelowiges te bemoedig. En dan bring dit hom by sy volgende plek op sy reisplan. So hy gaan eers Jerusalem toe, hy gaan vir die armes daar gee, dit wat die mense in Macedonië en Argaïe vir hom gegee het. Dan kom hy, as die Here wil, dan sal hy by hulle kom besoek af lê in Rome, want hy sien uit om hulle te kom sien, al het hy nooit self die gemeente daar geplan nie, hy sien uit om hulle te sien, en dan is sy hoop om van daar af heen te gaan na Spanje toe. Nou, is interessant, 2,5 jaar tevore in 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 16, dan sê Paulus dat hy hoop om die evangelie te verkondig in ander plekke, ander kant, julle, sê hy vir die gemeente in Korinthe. So dis moontlik dat Paulus toe al reeds in gedagte gehad het, dat hy Spanje toe wou gaan, maar ons weet dit nie. En die ander ding wat ons nie weet nie, is ons weet nie verseker dat Paulus ooit Spanje bereik het nie. En die rede hoekom ons dit nie weet nie, is omdat dit nie opgeteken is in die skrif nie. God se woord het nie vir ons die geleentheid gegee om te seker te kan weet dat Paulus Spanje bereik het nie. Om hy dit gesê, Clement van Rome het 'n brief geskryf aan die gemeente, of nie die gemeente, die gemeenskap van Korinthe. En wat het Clement van Rome vir hulle gesê? Hy het gesê, Paulus, hy praat van Paulus, hy sê, Paulus was sy edele roem, wat hy sê, aan die hele wêreld geregtigheid geleer het, en die uithoeke van die weste bereik het, en sy getuienis voorgeders gebring het. Nou, Clement se brief aan die gemeente, of die mense van Korinthe, word tradisioneel gedateer vir die einde van die 1ste eeu, net so voor die draai van die eeu. So, dis omtrent in hierdie tyd, kort na Paulus se bediening daar. En is interessant as ons dan nou die laaste skrifaanduiding van waar ons Paulus los in die boek van Handelinge, hoofstuk 28, waar los ons vir Paulus in Handelinge? Ons los hom in Rome. Hy het Rome bereik. En ons weet wat is die volgende punt op sy agenda. So die laaste aantekening in die skrif, Handelinge hoofstuk 28 vers 11 tot 31, is Paulus in Rome, en sy laaste sendingreis in die skrif was, het hy Rome bereik, maar dit blyk dan asof hy dalk self Spanje bereik het, alhoewel die skrif dit nie bevestig nie. Maar wat ons wel sien is, Paulus het beplan om Spanje te bereik. Paulus het beplan om Spanje toe te gaan. Om waarheid te sê, selfs in Handelinge hoofstuk 20, vers 22 en 25, sê ons, hy weet nie wat het God vir hom in gedagte nie. Hy weet nie hoe ver die Here wil hê die evangelie moet uitdra nie. Hy weet nie wat God se plan is nie, maar nietemin het Paulus sy beplanning. Hy het sy goed deurdagte planne gemaak. God sou bepaal of dit uitgevoer sou word of nie. En dis ook waar vir elkeen van ons, is dit nie? Ons maak ons planne. Ons maak ons planne, maar dis God wat bepaal of dit uitgevoer sal word of nie. Is ek reg? En Paulus rus in die wete, en ons moet rus in die wete of Paulus Spanje bereik het of nie. Daaroor kan ek nie met sekerheid uit die kansel uitgerus sê nie, maar wat ek wel kan sê is, God se wil het geskied. Ook in Paulus se lewe. Nou sommige mense kyk na vers 29 en sê Paulus is bietjie arrogant daar. Paulus sê daar, en ek weet dat as ek na julle kom, ek met die volle seën van die evangelie van Christus sal kom. Nou, is asof Paulus, sommige mense sê, is asof Paulus sê, wel, ek het nou nie hierdie gemeente geplant nie. Ek het nie hierdie gemeente in Rome geplant nie. Maar ek weet daar is ander ouens wat die evangelie onder julle van verkondig het, maar ek, sê vir julle, ek gaan dit beter doen. Dis waarvan party mense Paulus beskuldig, maar enigiemand wat Paulus se briewe lees,
En Paulus se briewe is 'n groot deel van ons Nuwe Testament. Enigiemand wat die briewe van Paulus lees en dink Paulus is arrogant, verstaan nie die skrif nie. Daar's baie min arrogansie in Paulus, to be honest. En selfs hier in hierdie stelling wat sommige mense sê daar's arrogansie, is daar min arrogansie, want wat sê hy? Hy sê my hoop is nie in myself nie, my hoop is in die evangelie van wie? Die evangelie van Christus. Hy roem nie in homself nie. Hy roem in die evangelie van Jesus Christus. Dis waarmee hy na hulle toe sal kom. Wie is Paulus? Wie is Leon Harmse? Wie is ons? Dank God vir die evangelie van Jesus Christus. En dis al waarin ons kan roem. Dis al waarin ons kan roem. Die Here doen sy werk deur waardelose erdekruike. Waardelose erdekruike wat hy waardig maak deur dit wat hy daarin sit. Die seën wat Paulus sou bring is nie sy eie seën nie. Die seën wat hy sou bring is die evangelie van Jesus Christus. Dis die seën van God wat net gevind kan word in Jesus Christus, ons Here. Dit is so, dis 'n gemeente wat Paulus nie geplant het nie. En om die waarheid te sê, kan ek nou vir julle sê, Paulus het nooit 'n enkele gemeente geplant nie. Dis God wat dit deur hom gedoen het, is dit nie. Dis Christus se gemeente wat God in genade deur Paulus daar gestel het. En terwyl dit so is dat die gemeente in Rome nie deur hom geplant is nie, spreek Paulus hier die begeerte uit om self geleentheid te hê om onder hulle te kom bedien. Nie sodat hy vrug kan dra ter wille van homself nie. Sodat hy kan vrug dra, dat God deur hom kan vrug dra. Vir sy eer. En daarvoor het Paulus dan gebed nodig, sê hy. En dit bring ons by ons laaste punt, 'n behoefte aan gebed. 'n Behoefte aan gebed, vers 30 tot 32. Paulus begin hierdie brief, hy begin hierdie brief deur om vir die gemeente te sê in Romeine 1 vers 9 tot 10. Hy begin deur om te sê, ek bid vir julle. Paulus sê, ek bid vir julle in die gemeente, en nou vra hy, en omdat ek vir julle bid, is dit net reg dat julle ook vir my sal bid. Ek sien broer en suster, ons is almal deel van dieselfde familie van God. En daar's nie een hier onder ons wat nie gebed nodig het nie. En Paulus vra hierdie gebed by ons Here Jesus Christus, want die Here Jesus Christus is die vereniger van almal van ons hier. Is dit? Hy is een wat ons almal aan mekaar vasmaak. Hy is ons verlossing, ons hoop is in hom. Ons het geen hoop buitekant Christus nie. En Paulus vra tweedens, hierdie gebed by die liefde van die Heilige Gees. Julle sal onthou by die voorsang het ek spesifiek gepraat oor die liefde. Galasiërs hoofstuk 5 vers 22 sê vir ons dat een van die vrug van die Gees is liefde. Met ander woorde, as jy 'n Christen is, ek stel dit platant, as jy 'n Christen is, sal jy lief wees vir ander Christen. Dis 'n vrug wat die Heilige Gees uit jou uitdra. Dit kan nie afwesig wees nie. Dit mag soms bietjie verduister wees, dit mag dalk beïnvloed wees deur omstandighede vir 'n tyd lank,
maar die liefde bly staan. En omdat dit die Gees is wat die liefde in ons aanwakker, het ek en jy die verantwoordelikheid om daardie liefde teenoor mekaar uit te leef. En een van die maniere hoe ons die liefde teenoor mekaar kan uitleef is deur om vir mekaar te bid. En dis wat Paulus hier vra. 'n ander manier natuurlik hoe ons daai liefde kan uitdra is dit waarna hy nou net gewys het, dat ons vir mekaar se behoeftes kan voorsien. Dat ons mekaar se laste kan dra. Maar dink vir 'n oomblik hier is die apostel Paulus. Die apostel Paulus, een van die grootste eisters in die geskiedenis van die kerk. En hy vra gebed van eenvoudige gemeentelede soos ek en jy. En wat meer is, hy vra gebed van mense soos ek en jy, wat hy nog nooit eers ontmoet het nie. Kan ek dit so stel, daar is niemand wat bo die behoefte aan gebed is nie. Niemand is bo die behoefte aan gebed nie. En ons het die verantwoordelikheid as gelowiges om die ander kant van die muntstuk te kyk. Ons het die verantwoordelikheid as gelowiges om nie net te bid vir die wat ons ken nie, maar selfs te bid van hulle van wie ons nog net gehoor het. As ons besef dat hulle is. En dis hoekom ons vanoggend ons tweede diens gaan begin, juis om te kyk, en van hier af voor hoop ek dit hou aan tot 'n ewigheid, om te bid vir lande, vervolgde lande, en vir die kerk spesifiek in daardie vervolgde lande. En nie net vervolgde lande nie, maar lande reg oor die hele wêreld, kerk in die lande reg oor die wêreld, sodat as ons hoor van hulle nood, as ons hoor van hoe hulle bely, ons minstens in hierdie een manier kan liefde betoon, deur om vir hulle te bid. Nou Paulus sê, hy praat hier van bid, hy sê dat hulle moet saam met hom stry by die Here, né? Sien julle dit? So, die feit dat hy sê, julle moet saam met my stry, beteken dat dis 'n groot en belangrike ding waaroor hulle saam met hom moet bid. Hulle moet regtig die aangesig van die Here soek, hulle het regtig die hulp van die Here nodig in hierdie saak. En ek wil net sê, dis nie verkeerd om met die Here te stry in gebed nie. Jakob het dit gedoen, is dit nie? Genesis hoofstuk 32. Maar met dit gesê, is dit nie presies duidelik vanuit die Grieks. Dis nou een van daai probleme waar die Griekse taal ons 'n bietjie, of ons min begrip van die Griekse taal ons nou nie eintlik help nie. Ons is nie presies seker wat is dit waaroor hulle saam met hom by God moet stry hier nie. Moet hulle saam met hom stry, dat Paulus uiteindelik die geleentheid kan kry om by hulle te kom besoek? Is dit die ding waaroor hulle saam met hom moet stry by die Here, of is dit soos Efesiërs hoofstuk 6 vers 12, dat hulle moet saam met hom stry in 'n worstelstryd teen die owerhede en die magte van die bose? Hy vra, hulle moet saam met hom stry, dat die Here vir hom 'n oop deur sal gee, sodat hy sy beplande reise kan uitvoer, of hy vra vir hulle dat hulle saam met hom sal bid teen die ongehoorsame mense in Judea, waarvan hy in vers 31 praat. Of dit selfs moontlik dat hy verwys na beide, dat hulle saam met hom moet bid, dat hy by hulle sal kom kan besoek aflê, dat hulle saam met hom sal bid, dat die bose magte en daardie ongehoorsame mense in Judea hom nie sal verhoed nie. Dit is nie presies duidelik nie, maar dit kan een wees of die ander, of dis beide. Die punt is, Paulus het al hierdie planne. Hy wil die genadegawe na Jerusalem neem. Hy wil vir hierdie mense in Rome kom kuier, hy wil graag na Spanje toe gaan. Maar wat ook al Paulus doen, hy wil dit net doen as dit die Here wil.
en daarvoor vra hy gebed. As ongehoorsame mense in Judea hom sou stop, en hy kan nie uit Jerusalem kom nie, en hy is verhoed om enigstens verder te bedien, hy word in gevangenis gegooi, soos Paulus hoeveel kere in gevangenis was, en al sy planne word omvergewerp, dan is dit so, prys die Here te midde van dit. Want ons vergeet nie, Paulus was talle kere in die tronk, en hoeveel keer was Paulus sy tronkenskap op sy gevangenis in die tronk, juist tot voordeel van die evangelie van Jesus Christus. Ons het nou onlangs in die tweede diens en in die sondagskool gekyk na Paulus en Silas in die tronk in Filippi en die bekering van die Filippiese hofdienaar, die tronkbewaarder, wat tot bekering gekom het omdat Paulus in die tronk was. Paulus was gereeld in die tronk omdat mense die evangelie verag en verwerp het. Het is interessant, in Handelinge hoofstuk 21 praat dit juist van Paulus se reis na Jerusalem. En hy sê daar, want ek is bereid om nie alleen gebind te word nie, maar ook in Jerusalem te sterwe vir die naam van Here Jesus Christus. En so dis waarvoor Paulus hier bid. Hy bid vir die vrymoedigheid om die evangelie te verkondig in Jerusalem as hy daar kom. En Paulus bid dat die Here hom sy vrymoedigheid gee en hom sal help waar ook al hy in die lewe gaan. Paulus wil nie net lewendig uit Jerusalem uitkom nie. Vers 32 sê hy, ek wil nie net daar uitkom en ek het nog asem in my liggaam nie. Nee, ek wil daar uitkom en ek wil selfs blydskap hê wat ek na julle toe kan bring. Ek wil gereed kom en in staat kom sodat ek julle kan verkoop. Broer en suster, ek dink nie julle besef hoe harde werk is die bediening. Ek dink nie julle besef hoe harde werk is dit nie. Daar is soveel weerstand en aanvalle op die bediening. Ek sien dit weekliks in die skole. Ek wil nie vir jou sê hoeveel keer het ek al in diep gesprek met die skoolhoof moes staan oor die moontlikheid vir my om te kan voortgaan om daar te kan bedien. So ek sien dit in die skole, maar waar sien ek dit ook? Ek sien dit hier in Sanderpark Baptist. En so as ek vir julle vra, bid vir die evangeliebedienaars. Bid vir die evangeliebedienaars. Ons leef in 'n wêreld wat dag vir dag meer en meer opstandig raak teen die evangelie van Jesus Christus en wat probeer op alle maniere om die evangelie van Jesus Christus in te kleer sodat dit lyk net soos hierdie wêreld. Dis nie van Christus nie. Beleef dag vir dag meer opstandigheid. Gevaar bestaan, die gevaar raak groter, maar hier's die ding. Hier's die ding waar ek vashou, hier's die ding wat Paulus aan vasgehou het. En dis die woorde onder andere van die Here Jesus Christus self, Matteus hoofstuk 6 en vers 10. Here, laat u wil geskied. Laat u wil geskied. Johannes hoofstuk 5 vers 14, mag alles geskied volgens u wil. Dit was Paulus se begeerte. Dis my begeerte en daarom Paulus se vraag, sy versoek aan die gemeente in Rome en dis my vraag vir julle vanoggend hier. Bid dat alles sal geskied volgens die wil van die Here. Want daarin vind ons rus.
Paulus het 'n begeerte gehad om na Rome toe te kom. Maar iets het hom verhoed om nou onmiddellik te kom. Hy moes eers na Jerusalem toe gaan. Hy moes eers die werk van die evangelie gaan doen. Daar in Rome, deur om daai goed te vat vir die mense daar. En dan sou hy hier in Rome kom en dan van daar af is sy hoop. Sy hoop is, ek beplan, ek wil Spanje toe gaan. Nou kom ek vertel vir julle wat is my hoop. My hoop is dat ek nog baie jare hier sal bedien. My hoop is dat ek nog vir baie jare die skole sal bedien. En so my gebed is, saam met Paulus se gebed, bid, dat God se wil sal geskied. Want hier is die ding wat ons van kan seker wees. Sy wil sal geskied. Amen. Kom ons. Here, ons is dankbaar vir die genade wat ons in Christus het. Ons is dankbaar vir die Heilige Gees wat in ons werk om ons liefde te gee vir u woord. Om ons liefde te gee vir mekaar. Maar meer as dit, Here, die Heilige Gees wat in ons woon, wat ons liefde gee vir u, wat alle verstand te bowe gaan. En ek bid, Here, dat u vir ons sal help, dat ons lewe en ons omstandighede, wat so beproewing ons ook mag beleef op die oomblik, dat ons dit veilig sal los in die hande van die soewereine God, wat ons nog nooit in die steek gelaat het nie. Mag dit wees, Here, dat ons sal rus in die wete en dat ons hoop en toevlug en ons berusting sal vind in u. En dan, Here, wanneer dinge nie uitdraai soos ons dit miskien wil hê nie, weet ek dat u deur die Gees ook vir ons sal bemoedig en ons sal help, ons sal vertroos en ons van voor op nie weer sal oprig om ons oor te fokus nie op ons eie wil nie, maar op die wil van hom wat alles sal doen volgens sy wil. Ek bid, Here, help ons hiermee. Ek bid, Here, dat u vir ons sal liefmaak vir mekaar, dat u vir ons 'n ywer sal gee om die evangelie van Jesus Christus te verkondig oral waar ons gaan. Ek bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.